my koue is verby. Ek kon nie wag hier jaar om te kla oor die hitte nie. Lekker. Okay. Jy weet, dit vir ons. Oom Doekie het verjaar hierdie week. Dis ongelukkig nie hierdie. En dan is dit ja, sê vir baie geluk. We gaan nog baie wees. En niks snaaks nie. Woensdag aande, ons bid hier 6:00. En dan komende Sondag, volgende Sondag is ons nagmaaldiens. En net herinner aan dit. Kom ons loop ons so saam. Hemelse Vader, ons dank U, ons loof U, ons prys U dat U ons gebring het tot hier waar ons is vandag. Dankie vir U beskermende hand deur die nag oor ons. Here, so sê ons dankie dat ons in U naam kan vergader hier vandag. Dankie vir nog 'n nuwe dag, 'n nuwe seisoen. Die winter is verby, net soos die seisoen in ons lewens verbygaan. En U ons daardeur help, het U ons ook deur hierdie winter gehelp tot hier toe en ons het weer nuwe moed en krag deur U versterk om die lente aan te vat en die somer weer. Ons bid dit so in die naam van Jesus. Amen. Amen. Okay. Sy môre aan die geliefdes. Welkom weer hier so in die huis van die Here op hierdie mooi lentesoggend. Dit is almal gesond. Almal 'n goeie nagrus gehad. Ons is reg vir die woord. Ja. Goed. Nou, ons het die laaste paar sondae het ons bietjie gekyk na die sake van die hart. Het ek het goed gedink kom ons bly so bietjie by die organe. So vandag se tema is die tong. Ons gaan bietjie kyk na sondes. Ons gaan bietjie kyk na die beheer van die tong. En belydenis van sondes. En wees 'n mondstuk vir Jesus. Ons gaan so 'n bietjie deur die skrifte werk vir oggend en dan gaan ons bietjie inspirasie kry en ook leiding. Goed. Nou jou karakter, die eie ek word geopenbaar deur wat jy sê en waaroor jy praat. Dit is belangrik om 'n wag voor jou mond te plaas en eers te dink voordat jy praat. En ek weet ek self baie keer skuldig. Jy sê ding of jy's in 'n gesprek en in die hitte van die debat sê jy dan goeie en later van tyd dan dink jy terug en sê dit was nou nie baie gepas nie, né? Ons almal ken dit. So ons gaan 'n bietjie begin by Matteus 5 vers 11. Dit is nie wat by die mond ingaan wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein. Hier verduidelik Jesus vir ons, dis nie wat in jou liggaam van buite af binne in jou liggaam inkom wat jou onrein maak nie, maar dit is wat uit jou liggaam uitgaan wat jou onrein maak. Met ander woorde, dit wat in jou liggaam inkom, word deur jou maag verwerk en dan word dit mos uit die liggaam uitgewerk. Maar wat uit jou liggaam uitkom, dit kom uit die hart uit. Onthou ons het al hieroor gepraat, né? Dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So kom ons kyk wat staan in Galasiërs 5 vers 24. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Nou dit is duidelik dat die van ons wat aan Jesus behoort, hulle sondige natuur en hartstogte begeertes gekruisig het, sodat die Heilige Gees in ons kan woon. En as die Heilige Gees in ons woon, dan openbaar ons sy geaardheid. Dit word sigbaar in ons lewens. Nou ons ken mos die vrugte van die Gees. Geduld, getrouheid, goedhartigheid, liefde, nederigheid, selfbeheersing, vreugde, vrede en vriendelikheid. Nou kom ons kyk na sondes. Sondes rakende die tong ook. Nou Galasiërs 5 vers 19 tot 21 gee vir ons 'n lang lys van werke van die vlees. Dit is alle praktyke van die sondige natuur en dit strek van onsedelikheid tot uitspattigheid en daar word 'n hele lange lys van dergelike dinge vir ons vertel van in Galasiërs 5.
Maar diegene wat Jesus nog nie aangeneem het nie, sy harte is vol van die sondige natuur. En dis is hulle harte onrein. Wat uit hulle harte vloei, is dan die praktyke van die sondige natuur. Jakobus 4 vers 16. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. En hier word ons vermaan, al sulke groot pratery is verkeerd. Dit is duidelik dat God hoogmoediges weerstaan, maar aan nederiges betoon hy genade. 'n Groot sondebok in vandag se lewe is hoogmoedigheid. Jy weet, daai neus in die lug loop houding en neerkyk op ander soos die Fariseërs. Ek is daarom nie soos daai tollenaar nie. Nee, hulle vergeet dat alles wat ons is, alles wat ons het en wat ons bereik, kom nie van onsself af nie. Dit alles kom uit die liefde en die genade van God af. Matteus 7 vers 1. Weer 'n vermaning vir ons. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Hier is nog 'n sonde. Ek gaan net weer 'n bietjie vir ons met ons wil deel. Ons moet baie lig loop om nie ander mense te wil veroordeel nie. Maar dit is ons sondige natuur. Ons wil altyd fout vind en fout soek. Matteus 7 vers 2. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. En hier kom dit nou vir ons baie duidelik in vers 3. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Eina. Hoe beheer ons tong? 1 Petrus 2 vers 1. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Hier kry ons as Christene 'n duidelike instruksie om op te hou met alle vorme van kwaad. Dit lei tot verkeerde dinge wat ons sê, en dit soms op die ingewing van die oomblik. Ons kyk na Jakobus 3 vanaf vers 4 tot 12. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand. En self word dit uit die hel uit aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom loof en vloek. Nou hier is weer vir ons 'n opdrag. My broers, so moet dit nie wees nie. In hierdie skrifgedeelte word ons duidelik gewaarsku oor die gevare van 'n lostong. Ons word nie net gewaarsku nie, maar ons kry ook kosbare raad oor hoe ons tonge moet beheer. Die tong word beskryf as 'n klein liggaamsdeeltjie wat oor groot mag beskik. Die tong word ook vergelyk met 'n vuur wat 'n hele lewe aan die brand steek. En Jakobus beskryf ook hier vir ons die tong as 'n rustelose kwaad vol dodelike gif, en dat geen mens dit nog ooit kon tem nie. Maar daar is hoop vir ons. Ons redding nie in God se genade en liefde, wat deur Jesus aan die kruis, soos hy vir ons betaal het, deur sy bloed, en ons harte gereinig het van hierdie dodelike gif.
Spreuke 18 vers 21. Die tong het mag oor dood en lewe. Die wat lief is om te praat, sal die gevolge dra. Dis weer 'n vermaning. Hoe loof ons God met die tong en dan vloek ons mense met dieselfde tong? Nee, dis mense is volgens God se beeld geskape. Die tong het mag oor lewe en oor dood. So ons moet die tong voorwaardelik in beheer neem. Spreuke 13 vers 3. Wie sy mond in bedwang hou, behou sy lewe. Hier word ons weer vermaan. Wie sy mond nie kan hou nie, gaan sy ondergang tegemoet. As ons as gelowiges ons beeld as Christene wil uitdra, moet ons gehoor gee aan wat Jakobus vir ons sê in Jakobus 1 vers 26. As iemand dink hy is goddienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. Is van geen nut nie. Kan ons sien, mense, hoe belangrik dit is om ons tonge te beheer? Prediker 5 vers 1. Maan ons om liewer min, maar reg te praat, as wat ons baie praat, want dan, wat dit kan maklik lei tot onverantwoordelike woorde. Kom ons kyk wat sê Matteus 12 vers 36 en 37. En hierdie is vir ons 'n baie ernstige vermaaning. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek word, of jy sal veroordeel word. Nou kom ons kyk net na 'n paar rigtingwysers wat ons as geredde mense of gelowiges moet vermy, soos byvoorbeeld om gedurig vir 'n kind te sê, jy's dom, jy's onnoosel, jy kan niks reg doen nie. Daar sal niks van jou, jy sal nêrens kom in die lewe nie. Die kind gaan dit naderhand glo en hy gaan dien ooreenkomstig optree. Dieselfde met 'n siektetoestand wat jy herhaaldelik vir almal vertel van en uitbrei daaroor. Op die einde van die dag gaan jy net nog sieker word. Moenie voortdurend fokus op agslaan wat aangaan in ons land nie. Dit maak 'n ou mismoedig. Dit maak jy net negatief. En negatiewe dinge wat gebeur beïnvloed mense, en dit is vir ons beter om dan van sulke gesprekke af weg te beweeg. Vermy sulke gesprekke. Dit is maar net van die rigtingwysers. En elke dag in ons lewe ervaar ons dit. En moet ons dit vermy. Maar onthou ook, aan die ander kant is daar baie goeie en wonderlike dinge wat ook plaasvind, waaroor ons God kan loof, prys en dank. Wees positief en spreek lewe. Spreek lewe in daai situasie in jou lewe wat jou pla of dingetjies wat gebeur. Spreek lewe in dit. Belydenis van sondes. 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons sonde bely, is hy getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ons moet die vrymoedigheid hê om ons sondes voor God te bely. En God sal ons vergewe. Terwille van die offer wat Jesus vir ons aan die kruis gemaak het. Onthou, God is getrou, hy is regverdig om ons te reinig van ons ongeregtighede. Maar dan kry ons ook 'n waarskuwing in vers 10. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Ons hoef nie telke male ons verlede sondes te bely nie. Hoe groot of hoe klein ook al nie. Jesus het dit klaar verwerp in die dieptes van die see. En vir ons verwyder so ver as die ooste van die weste. Maar ons moet gereeld vir God vra dat die Heilige Gees ons sal help om ons nuwe sondes te vergewe. As ook sondes wat ons nie eens bewus is van nie. Onthou julle die verhaal van die vrou wat beskuldig was van oorspel? Wat Jesus vir haar gesê het in Johannes 8, gaan en sondig nie weer nie. En so moet ons ook doen as ons sondes bely het. Maar die werkwoord is hier, laat staan.
bely jou sondes en laat staan jou sonde, dan is God regverdig. Hy sal jou daai sondes vergewe. Maar omdat ons in 'n sondige wêreld lewe, moet ons bid en vra vir God dat die Heilige Gees ons sal beskerm teen versoekinge. Kom ons wees eerder 'n mondstuk vir Jesus in al ons doen en late. Soos wat Kolossense 3 vers 17 vir ons sê. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank die Vader deur hom. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwalinge te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens staan van God, en dis ek en jy, dis ons hierso, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Hierdie skrifgedeelte sê vir ons hoe om 'n mondstuk vir Jesus te wees en God se boodskap van verlossing en genade verder te verkondig. Romeine 10 vers 17. Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Dit is 2 vers 7 en 8. In alles moet jy jouself vir hulle voorbeeld stel en goeie werk, suiwerheid in die leer, waardigheid in gedrag, gesonde en onaanvegbare prediking. Dan sal elke teenstander in die verleentheid kom dat hy niks slegs van ons sal kan sê nie. Dit is duidelik vir ons dat ons as mondstuk gesond moet wees met ons getuienis en verkondiging. En ons moet nie roekeloos met ons tonge wees nie. Kolossense 3 vers 16, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Kom ons leer mekaar met wysheid wat ons van die Heilige Gees ontvang. En kom ons dank God vir sy reddende dade. Efesiërs 3 vers 19. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Nou hierdie is 'n gebed wat Paulus vir die Efesiërs gebid het. Dit is God se wens ook vir ons. En vir hulle vir wie ons die goeie nuus van God verkondig. Ek dink tot sover vir vandag. Ek wil vir ons afsluit met hierdie skrifgedeelte, Prediker 5, vers 5 en 6. Moenie dat jou mond jou laat sondig, sodat jy vir 'n priester moet sê, ek het my vergis nie. Waarom sal jy God laat kwaad word oor wat jy gesê het, en hom jou handewerk laat vernietig? Daar is baie drome, baie wat tot niks kom nie. Ook baie woorde. En hier kom weer 'n opdrag vir ons. Maar dien jy vir God. Geliefdes, laat ons tonge ons nie laat sondig. En kom ons maak vir God nie kwaad met ons mond nie. En laat ons tonge beheer en 'n opregte mondstuk vir Jesus wees. Amen. Kom ons sluit af. Hemelvader, ons dank U vir hierdie oggend. Ons dank U vir al die liefde en al die seëninge. Ons wil U dank vir die Heilige Gees wat in ons woon, wat ons kan lei en ons kan bewaar. Ons dank U vir wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Maar ons dank U ook vir U woord. U woord wat 'n lig is vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Vader, ons bid en ons vra dat die Heilige Gees ons harte en ons verstand sal lei, Vader. Laat ons ons tonge en ons mond kan beheer, Vader. En dat alles wat ons doen en wat ons sê, tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam sal wees. Ons bid en ons vra dit in Jesus se naam. Amen.